Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Baie welkom by nog 'n uitsending van Evangelisasie. Ek Roan Stein, julle ken my nou al, julle ken ook nou vir Jacques, ons gesels vandag saam oor die kerk van God. Wat word bedoel met die woord kerk? Die kerk in die Ou Testament, die kerk in die Nuwe Testament, die kerk, wat is 'n ware kerk, wat is 'n valse kerk, hoe weet ek is deel van 'n ware kerk? So die gesprek, dis 'n paar sessies wat ons gaan opneem, maar asseblief luister ook alles so saam met ons. Jacques, baie welkom. Baie dankie. Dit is lekker om weer hier te wees, nog 'n week gespaar en nog 'n voorreg om oor die Here te praat in sy kerk. Ek weet jy is baie lief vir die Here en vir sy kerk en jy is baie lief daarvoor om oor die kerk te gesels en ook oor die kerkorde. So ons gaan nog by die kerkorde uitkom eendag. Yes, Nou begin ons maar eers by die basiese. Ja, ons moet al begin en ons definitief aan mekaar herken ook. Ja, in die kerk van die Here, mense kan nie praat van die kerk van die Here sonder mens praat van orde nie, nê. Ja, ek dink dit is een van die mooi dinge van hoe God alles begin het. Selfs met skepping af is daar orde. So nee, ek dink lekker lang gesprekke vir ons voor lê, maar ek sien uit. Ons hoor baie keer mense praat van ons gaan kerk toe, of die kerk het nou weer dit gesê en die kerk het nou weer dit gedoen en dit is nou weer die kerk se skuld dat ek in hierdie situasie is. So die woord kerk word op verskillende maniere gebruik. Maar hoe moet ons die woord kerk verstaan? Kom die woord kerk in die Bybel ooit na vore? Ja, die kerk kom in die Bybel na vore, die woord kerk, dis in die Grieks eklesia, nê. Jy kan ek maar sê die samekoms van die gelowiges is daai vertaling van die eklesia. So dit is presies daar waar die gelowiges vergader om met die Here in gesprek te wees, want die kerk is in 'n erediens, 'n tweegesprek met die Here, waar ons dan met die Here praat en hy praat met ons. Hy praat met ons deur sy woord en ons praat met hom deur gebed en deur lofprysing in die erediens. En die wonderlike van kerk is die kerk is nie die kerkgebou wat ons elke Sondag na toe gaan nie. Ja, natuurlik die kerkgebou het 'n belangrike plek, dis die samekomsplek vir die kerke reg oor die wêreld om by sekere punte bymekaar te kom sodat daar van daai punt af saam as gelowiges die Here te mag loof en prys en te ontmoet. Ons sien in die Ou Testament ook met die tempel wat opgerig was gelowiges bymekaar gekom het wat die Here natuurlik uiteengesit het vir hulle sodat hulle nie hoef te wonder waartoe hulle moet gaan nie, maar dat hulle daar is. Maar die kerk in geheel self, samekoms van gelowiges is die gelowiges self. En dit is die mooi. Ons praat baie keer van die liggaam van Christus. Dit is elke gelowige wat in Christus glo, Jesus Christus glo. Dit is 'n kind van die Here, 'n uitverkore kind van die Here wat geroep is om deel te wees van Christus se liggaam. Ons praat baie keer van Petrus wat sê dat ons lewende boustene moet wees in die huis van die Here waar Jesus Christus self die hoeksteen van die kerk is. En daai beeld is baie mooi gekoppel aan die feit dat elkeen van ons het 'n besonderse gawe wat die Here gegee het deur sy gees aan elkeen van ons. So ons 'n bietjie verlede week gefokus op die werking van die gees en julle kan gerus daai video's ook gaan kyk rondom dit. Maar die feit dat die Heilige Gees ons die gawes gee, elkeen van ons afsonderlik, wat dan beteken dat ons mekaar nodig het, nee, net 'n vinger, 'n hand nodig het en dan die hand die arm het weer die bors nodig en so word al die liggaamsdele mekaar gekoppel en sonder daai een liggaamsdeeltjie, sonder 'n voet of sonder 'n hand, ly die liggaam gebrek. So is dit in die kerk van die Here ook. As ons as gelowiges nie by die kerk mekaar kom nie, ly die huis van die Here gebrek. Jy gevolg daarvan dat daar leemte is van gawes. En mense begin eintlik meer en meer sien, juis as gevolg daarvan, jy het nou genoem van hoe baie mense praat van kerk en dink oor die kerk, is die hartseer wat met COVID gebeur het, dat kerk gaan en kerk wees
as gelowiges om saam te kom en die Here te loof en prys nie meer die essensiële is nie meer die belangrikste is nie. Dit word nou half afgewater van, maar waar 2 of meer in my naam vergader, daar kom ons bymekaar en dis ek my bed lê en kerk toe gaan en dis eintlik een van die hartseer dinge dat ons vervreem geraak het van kerk wees en wat dit beteken om kerk te wees en wat se verantwoordelikheid ons het om kerk te wees want ons is hier om 'n lig vir hierdie wêreld te wees en hoe is jy 'n lig vir die wêreld as jy glad nie saam met jou medegelowiges deel is van die huis van die Here nie. Hoe kan jy sê jy's 'n broer en suster in die huis van God as jy glad nie as jy broer of suster ken nie, glad nie eers in 'n gemeente betrokke is nie? Hoe kan jy jou gawes dan gebruik in daai opsig? Hoe kan jy deel wees van die liggaam van Christus en sê ja, jy is besig hier om in die dorp waar jy gevestig is, waar jy woon en werk, die Here te dien en saam medegelowiges dit te doen, as jy glad nie eers aan die medegelowiges dink of saam met hulle bid of saam met hulle worstel of saam met hulle pad stap nie. En ek dink dit is daai ware kerk wees wat eintlik hier deel van hierdie gesprek moet wees, nee. Wat dit beteken om ware kerk te wees. En om ware kerk te wees beteken dat ons in 'n verhouding met Christus lewe as gemeente gesamentlik, as huisgesin self, nee. Mens kan nie 'n huisgesin wees as jy nie deel is van die huisgesin nie. Dis absoluut onmoontlik. Ja, nou ek dink die probleem het gekom die oomblik toe ons 'n skeiding maak tussen persoonlike lewe en kerklewe. So hierdie is nou my persoonlike lewe, ek is nou besig om te werk, my kinders op te voed, ek doen al die dinge in my persoonlike lewe en dan my kerklewe bestaan uit 'n uur, as dit so is, 'n uur 'n week, dalk bietjie meer, dit hang af in wat by ek die dag is of hoe ek voel. So ons het verkeerdelik daai skeiding gemaak tussen persoonlike lewe en kerklewe. En ons dink 'n kerk is 'n plek waarheen ons gaan. Ons kerk is Sondag, daardie erf, nommer, daardie straatnaam en ek kom daar by mekaar en om 9:00 begin die diens, 10:00 is ons klaar en ek klim in my kar en ek gaan huis toe en dan is die kerk verby. Maar ons vergeet dat in die Nuwe Testament of in die Bybel is daar nie verwys ekklesia wat jy gesê het, ekklesia se letterlike betekenis is om iemand wat uitgeroep is. En dit is eintlik wat die kerk is. Die kerk is diegene wat uitgeroep is uit die wêreld uit om aan God te behoort. En nêrens kom die woord of verwys die woord na 'n gebou nie. Selfs die Hebreëse woord, julle gaan nou 'n bietjie Hebreëus leer, maar Hebreëus is kahal. En in die Septuagint, dit is die Griekse Nuwe Testament, word daai woord kahal vertaal met sinagoge of sinagoge en dit beteken sinagoge. So 'n sinagoge in die Ou Testament het nie verwys na 'n gebou soos ons vandag sinagoge ken as 'n gebou nie. Dit het verwys na 'n vergadering van gelowiges. En selfs met ekklesia in die Nuwe Testament verwys nie na 'n gebou nie, dit verwys na gelowiges, na die liggaam van Christus wat saam vergader. En ek dink dit is daai kopskuif wat ons as gelowiges moet maak om die kerk is nie 'n plek wat ek 1 keer 'n week kan besoek nie of wat ek tydens Bybelstudies besoek nie. Ek is die kerk. As ek bely dat Christus die Here is, dan is ek deel van sy kerk hier op aarde. Ons maak 'n onderskeid, die gereformeerde teologie maak 'n onderskeid tussen die universele kerk en die plaaslike kerk. So Jacques, wil jy iets vir ons daaroor sê oor die universele kerk en die plaaslike kerk? Goed, universele kerk is die kerk reg oor die wêreld wat waarlik in Jesus Christus glo, nee, pad met die Here stap. En ons nou so 'n bietjie laasweek eintlik baie mooi daaroor gesels waar ons gesê het dat die kerk van die Here deur die Heilige Gees saamgebind is. So elke kerk reg oor die wêreld in Jesus Christus glo, is gebind deur die Gees as een liggaam. En dit is vir ons eintlik die grootste voorreg, want wat mens nou beleef is dat die Heilige Gees elke gelowige reg oor die wêreld wat saamkom as gemeente daar waar hulle woon, daar waar hulle gevestig is in verskillende lande en verskillende plekke in die wêreld, as een gemeente gebind is om reg oor die wêreld werklik kerk van die Here te wees. Nee, dis ons wat spraak van universele kerk. Maar die plaaslike kerk is die kerk in 'n spesifieke dorp.
waar 'n mens aan behoort, so byvoorbeeld Tsumeb of by Oshikati of by Windhoek of waar ook al jy gevestig is as gelowige, waar jy woon en waar jy werk. Daar skakel jy in by 'n plaaslike kerk wat deel vorm van die universele kerk, deel vorm van die kerk van die Here in geheel. Waar jy dan werklikwaar in diens van die Here dan lewe as kind van die Here. So dis maar die onderskeid tussen 'n universele kerk en 'n plaaslike kerk. En nou die baie lekker vraag wat iemand ook nou vir my gevra het en ek gaan maar daai vraag vir jou gee, Jacques. 'n Lekker dogmatiese vraag. Almal wat deel is van die plaaslike kerk, is hulle deel van die universele kerk? So ek dink dan net, jy het 200 mense op jou boeke by die gereformeerde kerk, wat ook al, of by die Lutherse kerk, of wat ook al, beteken dit dat almal wat daar deel is van daardie gemeente, die universele kerk van God is. Okay, kom ons praat gou daaroor. Is jy vra nou bitter moeilik vraag op 'n kort opname. Okay, so die belangrikheid wat ons sien in die woord van die Here van die wat kerk is eerstens ons moet heel terug begin by die begin. So dan ons praat oor die uitverkiesing. Dat die uitverkore kinders van die Here is al voor die grondlegging van die wêreld, Efesiërs 1 vers 4, uitverkies om kerk van die Here te wees. So die Here het al reeds geweet nog voordat ons gebore is, wie gaan kerk wees en wie gaan nie kerk wees nie. Wie gaan sy kind wees, wie gaan glo, wie gaan nie glo nie. En dit gee vir mens daai vertroosting dat die Here al reeds van ewigheid tot ewigheid weet wie sy kinders is. So dit van God ontkan wie sy kinders is en wie sy kinders is. Ja. Hy weet dit, nee. Maar wanneer mense nou praat van wie die uitverkore kinders van die Here is, dan sien mens dat daai uitverkore kinders van die Here is mense wat gevul is met die Heilige Gees. Ons sien dit byvoorbeeld in die boek Handelinge ook. Toe die gemeentes begin ontstaan het, was daai bekeerdes gevul met die Gees van die Here en hulle het weer uitgegaan en ander mense gaan vertel van die Here en so die kerk al meer en meer versprei. En wat die Gees van die Here doen en hoekom die Gees van die Here belangrik is in 'n mens se hart en lewens, want die Gees van die Here verander 'n mens se hart en lewe sodat mense in diens van die Here kan wees. Verander 'n mens se ongeloof na geloof. Verander mense se ondankbaarheid en ondiensbaarheid na dankbaarheid en diensbaarheid. En van daar af, as mens dan kyk na mense wat die Gees van die Here het, hulle die vrug van die Gees. Ons hoor van Galasiërs 5. Die vrug van die Gees gaan daaroor dat die Here so deur mens werk dat 'n mens dringend dryf om 'n kind van die Here te wees, smag om 'n verhouding met die Here te leef, om te bid, om Bybel te lees, om kerk te gaan, om Bybelstudie te doen, om werklikwaar daar waar jy leef, elke dag van jou lewe as kind van die Here te leef, om by jou huisgodsdienst te doen, om 'n Christen te wees, nie net in woorde nie, maar in jou dade ook. En wat ons dan sien in die kerk van die Here vandag, en jy praat net van 200 lidmate taal, ons is omtrent hierso in Tsumeb so om by 160 lidmate. En daai 160 lidmate wat die hartseer van dit is nie almal van hulle is gered nie. En 'n mens kan maar by enige ander plek ook in die wêreld of enige ander plek in die land ook gaan. Nie al die kinders of al die mense daar in die kerk sit is kinders van die Here nie. Ek dink Matteus 7 maak nog ons baie mooi duidelik waar Jesus self sê, baie sal sê in daai tyd, Here, het ons nie in U naam gepreek nie, of Here, het ons nie in U naam bose geeste uitgedryf, en gaan sê, nee, ek het hulle nooit geken nie. Jy was nooit eintlik waarlik my kinders nie, jy het my nooit eintlik lief gehad nie. En dit is die skrifwerk, in Matteus 7, daar vanaf vers 21 tot 23. En die belangrikheid daar agter om dit te besef is as gevolg daarvan dat daar's baie sondaars in die kerk sit, en die gelowiges is niks anders as sondaars nie. En dit is nie vir ons om te beoordeel wie die kinders van die Here is en wie die onregverdig is en die wat gestraf gaan word nie. Wat die Here wel van ons sê is ons moet tydig en ontydig die woord van die Here bedien. En die Here sê dan vir ons dat ons as gelowiges die woord moet verkondig en hy is in hart en lewens werk om die ware gelowiges tot bekering te bring, om hulle by sy kerk aan te sluit, sodat hulle skape van die Here kan wees, in sy kraal kan kom, en sodat Jesus Christus sy wederkoms kan terugkom om ons as sy kinders te kan kom haal. En dit is daai
afhanklikheidsbesef van gelowige wees is dat jy kan die woord verkondig, maar dis die Here wat bepaal of hierdie persoon tot geloof gaan kom, waar geloof gaan kom of nie, of hy waarlik die Here gaan ken, waarlik die Here gaan vertrou of nie, want ons hoor daar in die Heidelberg Katekisme Sondag 7 vraag en antwoord 21 oor wat is 'n ware geloof. Dit beteken om die Here te ken en om die Here te vertrou deur sy Heilige Gees wat in ons harte woon en werk en wat ons tot inkeer bring, nê. Wat ons berou laat hê oor ons sondes en ons werklik 'n diepe begeerte gee om nie op onsself staat te maak nie, maar op die Here. En dit is dis gelowiges wat selfs daar by die nagmaaltafel kan kom sit en kan kom sê, Here, ek weet my verlossing lê nie in myself nie. My verlossing lê buite myself in Christus. En daarom kom ek na Christus toe, daarom kom ek na sy kerk toe, daarom kom ek na die Here self toe. Want ek bely toe die Here ek is sondig en ek bely toe die Here dat ek hom nodig het, want sonder hom is ek verlore. En dit is nou om die vraag net kort nou verder daarop op die argument wat ek nou gevoer het terug is om te sê dat God bepaal wie sy uitverkorenes is en wie nie. Ons hoor dit daar in Romeine 9 kragtig. En ek gaan gou vir ons net so 'n paar verse daar lees net om dit te bevestig. In Romeine 9 staan daar mooi dat hier vanaf vers 14, omdat hierdie gedeelte gaan oor die uitverkiesing van die Here, en dan praat hy oor hoe weet mens wie is uitverkies en wie nie. En dan maak hierdie gedeelte uiters belangrik. Dit gaan oor die wil van die mens om te besluit of ek 'n kind van die Here gaan wees of nie. Dis nie ek wat dit besluit nie. Dis die Here wat bepaal wie sy gelowiges is of wie nie. Dis die Here wat bepaal, want hy roep hulle. En daarom hierso in Romeine 9 staan daar, wanneer hy klaar gepraat het oor Jakob en Esau, en sê Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat, vanaf vers 11 tot 13. Die besluit van God is gegrond op die uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van God wat ons roep. Om ons dit af dat onregverdig is, beslis nie. Vir Moses het hy gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek wil barmhartig wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie, daar sê hy weer, dit hang dus nie af van wat 'n mens wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. So dis God wat besluit wie sy kinders gaan wees en wie nie. Barmhartigheid beteken juist dat iemand in nood is en hulle self nie kan help nie. Ons wat as sondaars van die sonde leef en wandel, kan nie onsself red nie. Ja. Ons het iemand nodig om ons te red. Ons kan onsself nie red nie. En daarom barmhartigheid van God is, mense nou dink eintlik die barmhartige Samaritaan, is die feit dat God die een is wat ons raak sien in ons nood en ons wil uithelp. Hy is iemand sy hand uitsteek en bepaal wie hy gaan help en wie hy gaan help. En dan staan daar hier in vers 18. Dis inderdaad so dat God hom ontferm oor wie hy wil en dat hy verhard wie hy wil. En dit is dan die uiteinde van die saak, nee. God bepaal dit. Dit is nie vir ons om dit te bepaal nie. Maar ons kan wel die uitwerking van God se besluit sien en die uitverkore kinders van die Here in die manier hoe hulle leef en lyk, want die vrug van die Gees gaan in daai persoon se lewe na vore kom. Of hulle waarlik deel is van die kerk van die Here en of hulle waarlik uitverkore kinders van die Here is of nie. Ja, dankie. Dit is 'n baie goeie verduideliking wat jy gegee het. Ek dink op sommige kan ons net sê, en net soos nie almal in die Ou Testament of Israel was die volk van God, maar dit beteken nie almal wat deel was van etniese Israel in die Ou Testament was gered nie. En so, ja, dankie vir die antwoord. Ek dink net om als mooi saam te vat, as ons praat van kerk, ons vra nie wat is kerk nie, eintlik wie is kerk? Kerk is nie 'n gebou nie, kerk is mense, kerk is die liggaam van Christus. Kerk is die mense wat uit hierdie wêreld uitgeroep is en aan God behoort. En die doel van die kerk is nie om onsself te verheerlik nie. Die doel van die kerk is om God te aanbid. En dit sien ons reg deur die Ou Testament en die Nuwe Testament. Alles wat hulle gedoen het daaroor gegaan, sodat God geëer en verheerlik kan word. Dit is die doel van die kerk. Die kerk is daar vir die Here om hom te eer. So baie dankie vir die gesprek. Ons volgende gesprek gaan handel oor die kerk in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, en ons sien baie uit om daaroor te gesels. So totsiens en dankie vir die gesprek, Jacques. Veel plesier en dankie dat ons lekker oor gesels het en gesien 'n week vir almal.